So, ons is by Sagaria 4. Ja. Kom ons kyk so vinnig net terug. Dan onthou ons het gepraat van die 8 gesigte. Kom ons kyk net gou waar is. Ons kan julle onthou waar is ons Sagaria? Was net na Hagai. Hagai het gekom in die 16 jaar nadat hulle terug is van Babylon af terug, toe die so tussen 40 en 50.000 terug is van Babylon af Jerusalem toe, en toe het hulle mos die fondasies gaan herbou, en toe het hulle begin om hulle eie huise te bou. Kan julle onthou? Ja. En dis nou 16 jaar later, en toe stuur God die profeet Hagai om vir hulle te sê, kry julle prioriteite in orde. En toe het hulle eintlik in die volgende 4 jaar, het hulle die tempel herbou, maar in Sagaria het so 2 maande na Hagai geprofeteer. So die tempel is nou nog nie herbou nie, die fondasies is herbou. En toe het God mos vir hom die klomp visioene gesien. Daar's hulle noem 8, maar tussen van hulle is daar bietjie meer in, so hulle sê dis 10 in totaal. Julle sal onthou, in die eerste ene was die man tussen die mirtebome gewees, wat profeteer op hoe God tussen Israel staan. Okay? Die tweede gesig was die 4 horings wat opgekom het, en toe die carpenters of die smede wat gekom het en het stikkend gekap het, wat hy op die nasies wat opgestaan het teen Israel, en hoe God hulle plat geslaan het. Is julle by? En die derde gesig was die meetsnoer gewees, en die meetsnoer is net eintlik om vir ons te sê, the job will get done. Okay. En die 4de gesig, in Sagaria 3, was mos 'n mooi beeld gewees van Joshua, wat die hoëpriester was, wat skielik langs God gestaan het met hierdie filthy rags, vuil klere, en hoe dit gaan oor hoe Satan ons eintlik dag en nag by God aankla, en hoe hy toe vir Joshua gekroon het met, geklee het met righteousness, en hoe mooi is dit, nou, okay, so ons begin by Sagaria 4 vanoggend, okay, en die engel het met my gespreek, en julle moet onthou, die engel wat ons die hele tyd hiervan gepraat het, was dit Jesus? Dit was mos the angel of the Lord, onthou julle? Okay. En die engel wat met my gespreek het teruggekom, en my gewek. Toe maak hom weer wakker, so hy het in die meantime weer in die slaap geraak, en onthou, hy het besig met visioene hier, so dis nie drome nie, dis visioene. So hy het my gewek, soos 'n man uit die slaap opgewek word, en hy het vir my gesê, wat sien jy? En ek antwoord toe, ek sien daar 'n kandelaar, die menorah, né? Heeltemal van goud, en sy oliekan bo oor hom, en sy 7 lampe op hom, telkens 7 aanvoerpype loop na die lamp wat bo oor hom is. Okay, ek het eintlik vir julle 'n prentjie getrek, ek sal hom nou vir julle wys. Ook 2 olyfbome langs hom, so sien nou die kandelaar, okay, maar hy het pype wat olie na hom toe bring. In die lampe. Okay, maar wat julle nou moet onthou, is dit het in die Ou Testament met die eerste tempel 24/7 iemand gevat, en iemand moes die olie permanent volhou, kan julle onthou? Okay, so dit het iemand gevat om dit te doen. Hulle moes, eintlik meer as iemand moes hom volhou, maar iemand moes daai olie maak. Kan julle onthou, dit het 'n tydperk ook gevat vir die olie om gemaak te word. Nou, so dit was 'n storie. Okay. Ook 2 olyfbome langs hom, een aan die regterkant van die oliekan en een aan die linkerkant. Daarop het ek begin spreek, en aan die engel wat met my gespreek het gesê, wat beteken dit, my Heer? En die engel het vir my gesê, weet jy dan nie wat dit beteken nie? En ek het gesê, nee, my Heer. Toe antwoord hy en sê vir my, dit is die woord van die Here aan Serubabel, naamlik, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. Kan julle onthou die Here van die leerskare, the Lord of hosts, die Here van die engele, armies, nou, het ons vir mekaar gesê laasweek. Okay, so wat beteken die beeld? Die beeld beteken, nie deur krag of deur geweld nie, nie deur dit wat jy doen nie, nie deur hoe jy my lampies volhou nie. Ek gaan dit self volhou. En die olie symboliseer? Heilige Gees. Okay. En julle moet onthou, ek het vir julle so vinnig net hier neergeplot. Julle kan onthou net, wat doen olie alles? Wat doen Heilige Gees alles? Olie gee genesing, né? Is 'n lubricant, so dit smeer.
So dit maak dat daar minder bekleierery is. Mense kan smoothly saam met mekaar werk. Olie met in hierdie lampe se geval maak warm ook, né? So it's comfort. Polishes, jy smeer jou meubels met olie, dit maak lig. Okay? So dis alles simboliek van wat en dit het baie keer 'n lekker fragrance. Okay. So dis wat die Heilige Gees alles vir ons doen, né? So nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here. Okay, so dit is 'n verskriklike belangrike ding. Ek dink baie keer vir alles se mense ding goed reg kry, dan begin jy dink okay, ek moet beter doen, ek moet nog doen, ek kan nog doen. En ek dink veral in die geestelike wêreld, veral tussen die kerke, is dit baie keer 'n groot krisis, want ek dink die ouens dink baie keer met sanggroepe, dink 'n bietjie, hoe meer hulle bereik, hoe meer wil hulle bereik, hoe groter raak hulle, hoe groter TV sit hulle op, hoe groter kameras, and they forget it's not by might, not by power, but by my spirit. So dit gaan eintlik alles oor die Here en wat hy doen. En wat hy kan doen en wat hy sal doen. Nou, dis vir my so mooi as jy dink, ek dink sommer aan toe Dion hulle hier gekom het aan die gal, hoeveel mense was in hierdie gemeente? So 23. Okay, maar as daai 23 nie in die gemeente was nie, was hier nie meer 'n gemeente nie. Nou, so even hoe hulle, net daai 23 mense, vir hoe lank was hulle so min? Seker 'n jaar, want om Davies by die oggend het hy die sang waargeneem, was omtrent, aan die woord bedien. ek sal sê, omtrent 6 maande, en die mense het redelik vinnig begin inkom, want ek wil eintlik sê hulle het gekom uit nuuskierigheid, en meeste het gebly uit die teenwoordigheid van die Here. Want dit het gegaan oor die teenwoordigheid van die Here. Punt maar net, iemand moet op 'n stadium die min ook in stand hou. Nou, iemand moet op 'n stadium die begin ook doen terwyl dit nog min is. Not by might, not by power. Waar die Here is en daar sal dit groei en floreer. Okay. So nou, hoor hoe mooi sê hy dit hier. Wie is jy, groot berg? En nou moet julle onthou, nou wat sê die Babel op hierdie stadium? Wat was sy mission? Sy mission was om hierdie tempel te herbou. Wie die vorige keer die tempel gebou? Salomo. Liewe ouers, nou moet sê die Babel Salomo se gelyke raak. Salomo was die slimste man wat daar was. Hy sê, wie is jy, groot berg? Voor sê die Babel, sal jy 'n gelyke word. Want dit moes vir hom 'n massiewe uitdaging gewees het. Nou, en hy sal die sluitsteen te voorskyn bring onder uitroepe van genade, genade oor hom. En die woord van die Here het tot my gekom en gesê, God se krag het oor hom gekom. Nou, die hande van Zerubabel het die fondamente van hierdie huis gelê en sy hande sal dit voltooi. Dan sal jy weet dat die Here van die leerskade my na julle gestuur het. Okay. So Zerubabel kry daar bevestiging dat hy dit baie beslis sal voltooi. Okay. Lees ons in Filippense 1 vers 6, ek weet nie wie te pen nie, kan julle daar langs vers 9 neerskryf, nou? Sê Jesus dat hy ook die werk wat hy in ons begin het sal voltooi. Ek wil dit gaan vir julle lees. Filippense 1 vers 6. Vers 6, ja. En omdat ek juis hierop vertrou dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Okay. Hy verwys ook hierso na Sefanja 2 vers 8 en Jesaja 43:16. Okay. Ons gaan aan by vers 10. Want wie verag die dag van 'n klein ding? Hoor nou daai dag van 'n klein ding. Wie het hierdie kerk verag toe daar net 23 mense in hierdie kerk was? Terwyl daar 7 die oë van die Here wat die ganse aarde deurloop met blydskap die skietloot aanskou in die hand van Zerubabel. Terwyl God staan, onthou ons het vir mekaar gesê, dit het gestaan in, ek het dit nogal hier neergeskryf, ek dink hier so in Jesaja 3 het ons ook mos gelees, Jesaja 3 vers 9 het hy ook mos gepraat van die 7 oë, nou, het ons gesê die volmaakte goddelike oë wat afkyk en alles deurkyk. En hoor wat doen die 7 oë, dit kyk na die skietloot, die maatstaf, die meetding
wat sê die Babel mee rondloop om te kyk hoe gaan hy die tempel herbou. In Engels sê hy 'n plumb line. 'n Plumb line. Plumb line is as jy 'n gebou bou, Ja, dan slaan jy hier 'n ding in ja. en dan meet jy dat daai plumb line so ver van die grond af en so ver die plumb line en daai plumb line Dan sit jy is jou op om- standaard om alles Van af te bou. balans te hou en reguit en so aan want daai plumb line buig nie. Die waterpas It goes hom, straight, ja, dieselfde met die waterpas. Dis 'n Ja, plumb line. dis 'n plumb line. Ja. Ek het eintlik gedog is so 'n toutjie wat afhang 90 grade. Ek was op 'n Hy stadium doen dit maar ook. ja, maar dit Daar's gaan ook daai is maar soos in bougoed. in bougoed, ja. So dit gaan net oor dis 'n meetding. Dis 'n ding om jy reguit te bou en nie skeef te bou nie. En ek wil vir julle sê dit trek, ons kan dit weer terugtrek na ons kerk toe ook want toe 23 mense in hierdie gemeente was, het God se 7 oë die aarde deursoek na 'n pastoor wat hier gaan kom, wat hy hier gaan kom oprig, wat hier gaan kom regbou en reg trek en sy woord waaragtig gaan kom verkondig. Dis mooi nou. Ja. Want wie verag die dag van klein dinge terwyl daar 7 die oë van die Here wat die ganse aarde deurloop met blydskap die skietloot aanskou in die hand van Serubabel. Dis mooi vir my. Daarop het ek begin spreek en aan hom gesê, wat beteken hierdie 2 olyfbome? Nou wonder hy, nou, want hy ken die menorah, want hy was in die tempel. Nou, hy was 'n priester gewees in die tempel, so hy ken die storie. Maar wat is nou die storie van die olyfbome? Aan die regterkant van die kandelaar en aan die linkerkant daarvan. En wat sal julle sê wie is die olyfbome? Jesus in die kerk. En ek het nogmaals gespreek en vir hom gesê, 2 is Israel en die kerk. Sorry. ook is Israel. Ek dink ook is so. ja. Ek dink ook is Israel is die een boom want die Jode is mos maar die praat hy mos van as die olyfboom. Maar as ons in Romeine 11 lees, dan lees ons ook hoe die Gentiles ingeënt is en nou die olyfboom, die wilde olyfboom is. Nou, wilde olyfboom. ja, maar nie een van die commentaries wat ek geluister het dit gesê nie, maar ek het ook dit so gedink. Kom ons kyk wat sê hy, wat beteken die 2 olyftakkies aan die kante van die 2 goue pype wat goud uit hulle laat uitstroom? Toe antwoord hy my en sê, weet jy nie wat dit beteken nie, ek sê vir jou. En ek het gesê, nee my Heer, en hy sê, dit is die 2 gesalfdes wat by die Here van die ganse aarde staan. En daai lees ons ook in Openbaring 11. Staan daar, praat hy ook van die 2 gesalfdes wat by die Here staan. En dit hy eintlik op die 2 witnesses wat op die einde gaan kom, wat ons nie presies weet. Ons weet die een is Moses, dink ek, en die ander ene kan moontlik Elia. Dit kan hoe weet? Henog, Elia, Ja, want ons ons op het die berg van verheerliking het Moses en Elia aan die Here verskyn te sê, Petrus, Here, dit is goed dat ons is kan ons vir Moses en vir die en vir jou elkeen 'n hut bou. En toe het hulle weer verdwyn, sê die Here, julle mag vir niemand van dit sê nie, julle moet zwyg. nog 'n ding. Niemand weet waar Moses begrawe nie. Ja, God het hom Die Here weggeneem, het hom hy moet begrawe. En Esegiel is met die 4 perd Elia. Elia, sorry, wrong one. Hy is met die perd, hy is perde ook ook. nie, hy is En ook nie- Henog is ook nie. Ja, het en ook nie Henog gesterf het nie. ook weggeraak. Met So die we can planne- speculate. Ons kan spekuleer en onthou Maar julle met die die een- vorige een in Haggai, né? Toe het hy mos ook gepraat van Serubabel, die goewerneur, wat hy gesê het hy gaan hom 'n seelring gee, onthou julle? Ek maak jou tot 'n seelring, want jou het ek verkies, spreek die Here van die leerskare. So mense weet nie eintlik nie, maar So net nou lees wat hulle hier sê. Joshua representing the religious authority and Zerubbabel representing the civil authority. They are the archetypes of the 2 witnesses mentioned in Revelation 3:11 verse 4. Hulle wys daar na Zerubbabel en Zacharia. ja, Sagaria. Ja, Ja. Ek wil net vir julle sê daai en hy sê dis hulle mening. dis daai mening nou. Dit is die 2 gesalfdes, daai woord. These are the 2 anointed. Beteken letterlik sons of oil. Anointed beteken son of oil. Sons of oil. So dit is die 2 gesalfdes. Ja. Okay, so ons kan wonder daaroor, maar histories
praat hulle hierso van, sê die Babel, wat die goewerneur was op daai stadium, en Joshua, wat die hoëpriester was. Dit is die twee pilare waarop hulle op daai stadium gestaan het. Okay. Maar as ons profeties kyk, dan gaan dit dalk die twee witnesses wees, en die olyfbome op hierdie stadium blaatantlik vir my in die Bybel is Israel en die kerk. Ja. Okay. So kom ons kyk na hoofstuk 5. Die 6ste gesig. Okay, die 6ste visioen. En ek het weer my oë opgeslaan en gekyk, en daar was 'n vleiende boekrol. Okay. En daai boekrol, en hy sê vir my, wat sien jy? En ek antwoord, ek sien 'n vleiende boekrol. Sy lengte is 20 L en sy breedte 10 L. Dit is so 4,5 by 9 meter. 4,5 by 9 meter is nogal groot, hoor. Dit is nogal baie groot. 3 tafels. Amper so groot soos die helfte van hierdie vertrek. Ja. Dis 'n huge boek gewees daai. Daarop sê hy vir my, dit is die vloek wat uitgaan oor die ganse land, want ooreenkomstig daarmee sal al die diewe hiervandaan weggeruim word, en ooreenkomstig daarmee sal al die meinedigtes, dis 'n moeilike woord, wat sê dit in Engels dan nie? Judges, meinedigtes. Ek kom daarso, I see flying scroll. Every thief shall be expelled according to the sight. Ekskuus, ek het hier onder. Every perjurer. Ja, ek weet A nie. perjurer, as jy if you're a perjurer, dan lieg jy nie of jy lieg Ja. onder belofte. Ja, ja, You perjured yourself. ja. Jy het iets gesê en dis nie waar nie. So jy Oordeens A gespreek. perjurer. jy sweer vals. Jy sweer vals, Ja. daar's hy. Okay. Daar's hy. So hulle sal ook almal weggeruim word. So al die diewe, almal wat steel en woes, dink ek, verwoes, en dan almal wat vals sweer, sal uit die weg geruim word. En laat dit uitgaan, spreek die Here van die leerskade, dat dit sal kom in die huis van die dief en in die huis van hom wat vals sweer by my naam. Daar sê hy dit nou. Ja. En dit sal binne in sy huis vernag en dit verteer saam met sy balke en sy klippe. Okay. So wat beteken dit? Your sin will find you out. Ja. Okay. Dit gaan oor geslagtelike sondes. Your sin will find you out. God weet, jy kan dink jy doen iets onder die dekmantel, tannie Mina, maar jy doen nie, want God sien dit. En hy gaan daai boekrol instuur om tot jou balke op te vreet. Dit wat die mure nie opgevreet het nie, gaan die boekrol kom opvreet. Kan ek net iets byvoeg? Ja. Daar's 'n vers in die Nuwe Testament waar Paulus ek dink skryf, elkeen wat hom bekeer en hom laat doop, sal gered word. En hulle huis. Dit staan regtig so. En hulle huis. En hulle huis. Ons moet dit vir ons kinders, ons nageslag, ons familie bid. My man is die hoof van ons huis. En ons hele huis sal die Here dien, hulle sal hulle laat doop en hulle sal gered word. Ek spreek dit oor hulle uit elke dag en ons moet leer om dit te doen. Ons moet leer om daai kus wat sonde bring. Die woord beloof ons, hulle sal gered word. It's a promise. promise, So ons we moet daarop call staan. them in. En dis hier staan dit, die hele huis sal vernietig word. Dis 'n groot ding. So ontstellend. Okay, die 7de gesig. Daarom kom die engel vorentoe wat met my gespreek het en sê vir my, slaan tog jou oë op en kyk daar wat daar tevoorskyn kom. Toe sê ek, wat beteken dit? En hy antwoord, dit is die Eva wat tevoorskyn kom. Verder het hy gesê, so lyk hulle in die ganse land. Wat is 'n Eva, weet julle? Basket. Dit was 'n mandjie, né? Dit was eintlik 'n boerdery mandjie, 'n mandjie waarin hulle vrugte en goedjies gepluk het. Graanmandjie. Nou, okay. So dis interessant want ons moet net vir mekaar sê voordat ons verder lees dat die Jode aanvanklik in Jerusalem boere was. Okay. En hulle het eintlik in Babylon geleer wheel and deal. Ja. Okay. Ja, ja. So eintlik was hulle landbouers. En met eens word daar 'n looddeksel opgelig en daar was 'n vrou binne in die mandjie, nou binne in die Eva. En hy sê, dit is die goddeloosheid, in Engels the wickedness, Ja.
Nou, ek gaan net gou een vers terug. Ek Tannie Gou kan sê of staan hy so in jou boek, maar daai so lyk hulle in die ganse wêreld. Sê in Engels, this is the iniquity of the people of the land. So lyk hulle in die ganse, dis vers 6. Die einde van vers 6, die tweede So I deel. asked, what is this? Ja. And he said, it is a basket that is going forth. It is their resemblance throughout the earth. Ja, nou party vertaling sê daar, it is the iniquity. The iniquity. Ja, so ek wil net hê julle moet besef daarso, hulle praat van die sondes, hulle praat van die wickedness, hulle praat van geslagtelike nie goed wees nie. Okay, so toe tel hulle nou die looddeksel op en toe sit daar 'n vrou aan die binnekant en die vrou se naam was Tannie Mina wickedness, goddeloosheid, na vers 8. En wat doen hy toe? Toe sit hy vinnig weer die deksel terug. En daar binne in die Eva, en hy het daar binne in die Eva teruggewerp en die looddeksel op die opening daarvan gegooi. En toe slaan ek my oë op en kyk, daar kom 2 vroue tevoorskyn met die wind in hulle vlerke en hulle het vlerke gehad soos die vlerke van 'n groot springkaanvoël. In Engels praat hulle van 'n stork wat eintlik 'n baie onrein dier was en hulle het die Eva weggevoer tussen die aarde en die hemel. En daarop sê ek aan die engel wat met my gespreek het, waarheen bring hulle die Eva? En hy antwoord, om vir haar 'n huis te bou in die land Siniar, wat eintlik Babylon is, né? Of Babel is. En is dit klaar, dan word sy daar op haar plek neergesit. So met ander woorde, wat draai uit die land uit? Wickedness. Waartoe gaan wickedness terug? So God sê vir hulle, julle maniere, julle Babylon maniere wat julle saamgebring het Jerusalem toe, ons gaan dit terugvat. Ons stuur dit terug. Die vrou en so aan, dat my net weer dink aan die vrou, die hoer van Babylon. The whore of Babylon. Nou net dadelik weer eens hierdie sondige sleg hoervrou in Openbaring. So dit eintlik verteenwoordig daai vrou wickedness. So met ander woorde, dit gaan maar net oor slegte maniere. So ek dink God was vir hulle 'n bietjie vies geweest, want ek dink hulle het nou teruggekom en die 16 jaar wat hulle nou hier gebly het, het hulle eintlik nie die land bebou soos wat hulle moes nie. Hulle kom met hulle wheel and deal maniertjies. En daai wickedness en daai afgode diens en daai vervalling in die wêreld wil hy terugstuur. Hy wil nie dit in sy Soos land hy 'n profeet wat met die hoervrou moes doen. Ja. Ja. O ja, onthou tannie dit Hosea. Hosea. Arme Hosea met sy vrou. Ek skryf vir jou. Ja, tannie. Okay, die 8ste gesig. Die 4 strydwaans. En ek het weer my oë opgeslaan en gekyk en daar was 4 strydwaans wat tussen die 2 berge tevoorskyn gekom het. En die berge was van koper. En hoekom dink julle was die berge van koper? Koper staan vir oordeel. Onthou, koper in die Bybel is altyd oordeel, né? En daai 2 berge sê hulle was Mount Zion, Sinaï, en dan ook die Mount of Olives. Ek weet nie, ek sal moet mooi op 'n kaart gaan kyk wat was dit nou weer. Mense partykeer ek het 'n baie goeie argeologiese idee gehad. Okay, so kom ons kyk gou vers 2, né? Voor die eerste wa was bruin perde, in die Engelse vertaling red. So ek weet nie hoekom vertaal hulle dit stupid nie, want dit is regtig rooi eintlik wat daar staan. Ek weet nie hoekom maak hulle dit bruin nie, maar dit kan seker maar 'n rooi bruin perd gewees het, né? 'n roesbruin perd het ons laas gesê. Maar rooi is in die Bybel altyd aanduidend van oorlog. So hou hom net in gedagte. So hierdie 4 perde wat hy nou hier beskryf, is presies dieselfde as die beskrywing van die 4 perde in Openbaring 6. Okay. So dit gaan oor daai eindtydse oordeel. So die eerste perd, die rooi-bruin perd, is aanduidend van oorlog, en voor die tweede een was 'n swart perd gewees, en swart is in die Bybel altyd aanduidend van famine. Famine, death. Wat is famine in Afrikaans? Hongersnood en dood, ja, dankie. En voor die derde wa was 'n wit perd, en in Openbaring lees ons van die valse vrede, né? Ja. En voor die vierde wa was 'n bondperd. En daai bondperd is in Tannie se Bybel dappled. Maar die dis soos 'n grey
Gryswit. O, so dit is so doodkleur, né? Dit lyk soos iets wat doodvrot, Ja. dis daai kleur. Okay, wat aanduidend is maar van dood en pes, né? Daarop het ek aangehef en aan die engel wat met my gespreek het gesê, wat beteken dit my Heer? En die engel het geantwoord en vir my gesê, dit is die 4 winde van die hemel wat uitgaan nadat hulle gestel het by die Here van die ganse aarde. En dit is toe ons begin lees het ons ook van dit gelees. Ek wil gou vir julle net sê of sê ek nou verkeerd? Onthou julle onder die boom het daar ook 4 perde uitgegaan. Okay, en toe hulle gaan sien dat daar vrede is eintlik op daardie stadium. Kom ons lees 'n entjie aan. En toe die sterkes uittrek, het hulle begeer om weg te trek om die aarde te deurkruis en hy sê trek weg, deurkruis die aarde en hulle het die aarde deurkruis. Hoekom dink julle het hulle begeer om weg te trek? God se perde, God se engele. Want hulle wou eintlik baie graag gesien het die oordeel. Ja. Kan ek hierso Sê gou daar want ek terug hier, hy sê hierso, the imagery is changed from Ja. chariots to spirits Ja. or winds, Ja. having already referred to the 4 winds of heaven. Ja. In 1 verse 10, these winds may again refer to the 4 points of the earth. The Holy Spirit scans the entire earth to fulfill God's purposes. Dis sy kommentaar oor daai. Okay. So as ek nou vir ek wil nou nie vir ons te mekaar praat hier nie, maar as ons nou sê daai is die perde van Openbaring, is dit ook die 4 engele van die Here, want hy gaan nou daar van die perde wat eintlik nou aanduidend is van die femin en die dood en nou gepraat hy van die spirits. Feit van die saak is dis 4 engele van God wat uitgaan om te gaan kyk wat gebeur en dit dui maar op die oordeel daar aan die einde. En hulle begeer om uit te gaan want hulle wil die nasies wat vir die Jode onderdruk het, hulle wil sien hoe daai nasies vervolg word. Nou. Okay. Vers 8. Toe het hy my geroep en aan my dit gesê, kyk, die wat uittrek na die land van die noorde, noorde is altyd mos maar Rusland na daarbo, hulle bring my gees tot rus in die land van die noorde. Dis daar wat ons lees in Sagaria 1 vers 10, die vrede, na. En die woorde van die Here het tot my gekom en gesê, neem aan van die ballinge, daai beteken, neem aan van die ballinge, hulle ontvang van die ballinge, so die ballinge kom nou terug uit Babylon uit met geskenke, okay, volg, uit die hand van Heldai, en daai Heldai beteken robust, of gespierd, of hoe ook al sterk, Tobia, wat beteken God is goodness, en Jedaja, wat beteken God knows. So hoor julle nou weer daai sin. Na? Dis waarvan daai 3 is waarvan kom geskenke van Babylon af. Na? Sê robust, sterk, kragtig met my krag, uit God se goedheid uit, want God weet. Kom jy op dieselfde dag en gaan na die huis van Josia, die seun van Sefanja, waar hulle uit Babel aangekom het, neem dan aan silwer en goud, sien julle, hulle kom met geskenke, en maak 'n kroon, en sit dit op die hoof van Joshua, die seun van Josadak, die hoëpriester. Okay, nou kan ons net vir mekaar sê, op hierdie stadium was Joshua die hoëpriester, en sê die Babel was die gouverneur, of die koning, of wat ook al jy hom nou wil noem, na? Okay, nou ek wil net vir julle sê, nou, julle kan 'n nota daar gemaak, julle kan dit gaan lees, ek sal dit so vinnig vir julle lees, 2 Korintiërs 26, is die enigste ander keer wat is dit nou Kronieke, ja, ek wou sê, 2 Kronieke 26, waar ga jy so? Okay, so koning Josia, hy was 16 jaar oud toe hy koning geword het, hy het 25 jaar regeer in Jerusalem, hy het gedoen wat reg was in God, so hy was 'n goeie koning, nou God het hom guns gegee, Sorry, 2 Chronicles 26, die hele ene. Hy het die Here gesoek en die Here het hom voorspoedig gemaak, hy het 'n klomp kere oorwin, nou, maar hoor nou, vers 16, maar toe hy sterk geword het, was sy hart hoogmoedig, sodat hy baie verkeerd gedoen het en ontrou gehandel het en teen
teen die Here sy God, want hy het in die tempel van die Here gegaan om offerrook te laat opgaan na die reukaltaars. Onthou, hy was 'n koning, né? Koning Usia, en hy het in die tempel ingegaan, in Aaron hulle se plek, en hy het rookoffers En hy laat mag nie opgaan, die en hy mag hoofpriester. dit gedoen het nie, né? En toe sê hulle vir hom, dit kom u nie toe nie, né? Dis die priesters, die seuns van Aaron, wat die geheilige offers mag bring. Maar Usia het woedend geword, en terwyl hy met die wierookpan in sy hand woedend was op die priesters, slaan die melaatsheid op sy voorhoof uit, voor die oë van die priesters in die huis van die Here, en hy is tot sy dood toe melaats gewees. Okay. So hierdie is 'n baie vreemde ding, want onthou nou, Joshua is die hoëpriester. Nou wil God vir hom 'n kroon opsit. Nou, okay, maar wie is die enigste ander hoëpriester wat ons ken wat 'n koning is? Jesus. So dis net 'n vooruitblik, dis 'n profesie na Jesus toe. En nog een ding, Ou Testament, heel Genesis, Abraham het aan Melchisedek. Hy is die ander kingly priest. Okay. En Jesus word, he is the high priest in the order of Melchizedek. Dis mooi, ja. Ja. Dan is reg, dit is so. Ja, mooi. Okay. So hy sê sit die 'n kroon en sit dit op die hoof van Joshua, die seun van Josadak, die hoëpriester, en sê vir hom, so spreek die Here van die leerskare. Kyk, daar kom 'n man wie se naam is Spruit, the branch, né? En hy sal uit sy plek uitspruit, en hy sal die tempel van die Here bou. Praat hy nou hier van Zerubabel se tempel? Nee. Jesus gaan sy eie tempel bou, né? En hy praat eintlik van hoe Jesus toe nou sy menslike tempel gebou het, ons wat nou nog die tempel is, né? En ek het vir julle nou in die vorige hoofstuk het ek vir julle al daai verse gegee wat ook in die Ou Testament terugblik na Jesus as die spruit, en dan in die Nuwe Testament Johannes 15 vers 5 praat ook van Jesus as die branch, die tak. Okay. So dit is die kerk van vandag wat hy hiervan praat. Die kerk word die tempel van Christus. En ja, so dis weer 'n profesie vorentoe. Vers 13, ja, hy sal die tempel van die Here bou, en hy sal majesteit verkry, en sit en heers op sy troon, en sal hy 'n priester wees op sy troon, en die raad van vrede sal tussen hulle twee bestaan. Ek wil net vir julle sê, hierdie is so ernstige ding, né? Laat van die commentaries sê dat dit 'n verkeerde vertaling is. Hulle sê Zerubabel, daar moes gestaan het Zerubabel, nie Joshua nie. Hulle sê hy moes vir Zerubabel gekroon het en nie vir Joshua nie, want die mense kon nie verstaan het. Hoe kan Joshua nou 'n kroon kry nie? Hy is die hoëpriester. Ja. So dit is hoe vertalings baie keer 'n groot probleem kan wees, want 'n ou dink hy weet. En dan vertaal hy sommer reg alles net om sy eie gedagtes. Maar hy was baie spesifiek hier gesê. Jesus kom as die koning en Jesus gaan julle hoëpriester wees. En daar is ook 'n hele storie van hoe Joshua wat toe gekroon is en uit sy geslag uit het Dawid gekom. So Jesus is uit 'n koninklike en 'n priestly generation gebore ook. So die priestly sin kom van Maria se kant af en die as ek reg onthou, this is trying to remember from memory, en Joseph house of David. En dis kingly priesthood. Ja, dis baie mooi. As jy kyk na die geslagsregister, dis nou, ek probeer goed onthou wat ek lank terug gedoen het. Dis Maria se kant uit die priesterlike geslag, want haar niggie was, haar man was Elisabeth Zacharia, en dit was familie, sy neef. Johannes, Ja, en sorry, maar En dan vat nie alles ja. nie. En Joseph is uit die king, the kingly van Dawid se kant af. So dis die royal priesthood op aarde ook. Dis baie mooi. Vers 14. En die kroon moet as gedagtenis bly aan Helem en Tobia en Jedaja en aan die vriendelikheid van die seun van Sefanja in die tempel van die Here. Vers 15.
en die wat ver is, sal kom en aan die tempel van die Here bou. Dan sal julle weet dat die Here van die leerskade my na julle toe gestuur het, en dit sal so wees, as julle nougeset luister na die stem van die Here julle God. So for that all to happen, jy het 'n verhouding met my. Punt. En dit is nog steeds 'n belofte. Nog steeds 'n belofte.